Daar sy vriende, goeienaand. Baie welkom by die 2026 gala aand van die Dinkhoff Sink Universiteite. Dit is weer 'n voorreg om hier te wees. Nicolien, ek soek jou nou en besef ek het net vir my vroeër gesê jy gaan die telling hou. So baie welkom aan almal. Ons sien uit na 'n goeie aand. Ek het toe ek dink oor wat berei ek voor om hier te open. Ek hou van spreuke. Want spreuke is nog net so relevant vandag soos wat dit vroeër jare was. En Spreuke 4 gaan Salomo, dan skryf hy praat van sy jong vriend. Nou as ek dit interpreteer, dan is dit nou maar soos iemand wat met 'n jong mens sit en met hom hierdie gesprek hê oor die lewe en hoe jy jouself moet handhaaf. En dis waaroor debat ook vir my gaan, is dat ons veral in die tyd waarin ons leef, dat ons jong mense, veral ons Afrikaans sprekende en Afrikaner kinders, leer om te debatteer. Om dit met respek te doen, dit leer hulle om te luister, maar die belangrike ding vir my ook, is dit leer hulle om hulle te handhaaf in die realiteit van die dag waarin ons leef. En ek wil graag vir julle los met Spreuke 4 vers 7. 'n belangrike reël vir die lewe is om meer en meer van die regte soort kennis in die hande te kry. Dan sal jy meer op jou gemak voel. Jy sal weet hoe om in die alledaagse lewe op te tree. En ek wil dit ook sê in die tyd van AI en alles, ChatGPT en alles wat daarmee saamgekom het, is hierdie ook 'n manier waar ons kinders en ons jong mense bly leer om te ontwikkel in kritiese denke. Daarom, vir u wat ingeskakel is, wat vir ons aanlyn kyk, as jy nog laerskoolkinders het, laat hulle nou al begin by Dinkhoff Sink met die laerskole debatte ook. Dit gaan hulle net vorentoe help. Kom ons sit so, dan sluit ons die oë. Vader, dankie dat ons vanaand kan stil raak. Here, dankie dat ons hierdie aand ook aan u kan opdra. Vader, dat ons sal weet, Here, dat alles waarmee ons besig is, Here, is groter as onsself. Vader, ons wil vanaand vir u die eer gee. Ons wil vir u dankie sê vir talente wat u vir ons gegee het. Here, en ons wil bid dat u hierdie aand net sal seën en ons wil u al die eer gee en ons loof en prys u groot en heilige naam. In Jesus naam alleen. Amen. Dis hy is ons, is julle reg? Is julle amper reg? So, julle moet nou begin diep asemhaal hier. Ek gaan begin deur die verwelkoming van ons paneel beoordelaars. Gaan begin met, ek wil nie sê my baas nie, want dis nie wat hy is nie. My uitvoerende hoof van AfriForum, Kali Kriel. Kali, baie welkom. Advokaat Albert Leiby, hy sit hier langs Dr. Gustaf. Dan het ons Dr. Gustaf van Brad. Hy is ook 'n debatafrigter, ook onder andere by Afrikaans vir Seuns. Marisa Engelbreg, CDS internasionale skakelbeampte van die Solidariteit Trust. Rita Greine, hoof van besigheidsontwikkeling en verkope by Enlele, daar gaat ons. En dan ons tydhouer vir die aand, Nicolien Miller. Baie welkom en sterkte ook met hierdie groot taak vanaand. Ek dink hierdie gaan groot wees vanaand as ek so luister. Julle vriende deel af ander. Dames en here, die finale debat gaan nou plaasvind. Aan my linkerkant het ons vandag breek 1, aan my regterkant het ons vandag breek 2. En die mosie vir die finale debat is: hierdie huis glo dat politieke leiers strafregtelik aanspreeklik gehou moet word, selfs al destabiliseer deur die politieke landskap. Dis die mosie vir vanaand. Gee my dan die geleentheid om sommer met die intrapslag die eerste minister aan die woord te stel.
Toets. Sy. Okay. Hallo speaker, lede van die huis en blou tonge. As jy 'n ernstige virus wil stop, gaan 'n Panado of 'n rooibosteen help. Jy het 'n inenting nodig. Ja, daardie naald gaan jou in die bout bring. Dit gaan dalk 'n dag of twee se koors en ongemak veroorsaak, wat ons vandag politiese destabilisering noem. Maar dit is die enigste manier om te keer dat die virus van korrupsie die hele nasionale liggaam laat sterf. Ons kan nie die gesondheid van môre opoffer, omdat ons bang is vir die kruk van vandag nie. Hoor, ek begin graag deur ons kant van die mosie voor die huis vandag duidelik voorgestel. Politieke leiers in Suid-Afrika, politiese leiers in Suid-Afrika, wat verkies of aangestel word, is openbare amptelike, ek herhaal weer, politieke leiers is Suid-Afrikaanse burgers wat verkies of aangestel is om openbare ampte te beklee en wat onderhewig is aan dieselfde wette as alle ander burgers. Hulle dra die verantwoordelikheid om die grondwet en die regstaat te handhaaf, maar hulle is nie oor die wet verhewe nie. Volgens die artikel Politieke Leierskap en Verantwoordbaarheid, gepubliseer op Suid-Afrikaanse Joernaal van Publieke Studies in April 2025, geskryf deur Prof. Sipo Dlamini, 'n professor in politieke wetenskap, sê dat politieke leiers burgers is wat aan dieselfde grondwet gebonde is en dus ook aanspreeklik gehou moet word. Strafregtelik verwys baie belangrik na die toepassing van die strafreg wat misdade definieer en gepaste sanksies voorskryf. Dit is die instrument waardeur individue, insluitend politieke leiers, deur die regstelsel vervolg en gestraf kan word, indien hulle die wet oortree. Hierdie aanspreeklikheid is ingebed in die trias politica, die skending van magte tussen die wetgewende, uitvoerende en regsprekende gesag. Die grondwet van Suid-Afrika, as die hoogste wet, bevestig dat die oppergesag van die reg geen gesag of individu mag buite of oor die wet optree nie. Hoor, die strafreg is dus die praktiese meganisme waardeur die regsprekende gesag die oppergesag van die grondwet afdoen en verseker dat politieke leiers nie 'n uitsondering op die reël van gelykheid vir die wet is nie. Volgens die artikel Politieke Stabiliteit en Hervorming, geskryf deur Amina Akoye, 'n navorsing in Afrika politiek, definieer sy die term destabiliseer binne 'n politieke konteks as 'n ontwrigting van die bestaande orde of stelsel, wat kan lei tot politieke onsekerheid. Nou weer. Ekonomiese ontwrigting, spanning, sosiale verdeeldheid val ook onder hierdie grense. In die konteks van die mosie, dat dit ook op die moontlikheid vir die vervolging van politieke leiers die politieke balans kan versteur. Ek vervra die punt. Meneer Speaker, ek sal graag gehoor dat die eerste minister van die regering noem dat indien daar maniere is om politieke leiers aanspreeklik te hou sonder om die demokratiese of die stabiliteit van die land te ontwrig deur strafregtelike aanspreeklikheid, hoekom sal dit nog steeds as geregtig gesien word om die strafregtelike aanspreeklikheid te gesien? Meneer Speaker, ons praat vanaand oor of hoër oppergesag mense aangevat moet word of nie. Die vraag is of gewone grondwet aangevat moet word of nie. En ek dink vanaand moet ons net fokus op wat die werklike grondwet vir ons uitlei vandag. Of almal gelyk is voor die reg of nie. Ek gaan graag aan. Volgens die artikel die Suid-Afrikaanse politieke landskap, geskryf deur Prof. Leila Patel, 'n akademikus in die openbare beleid, definieer sy die term politieke landskap binne 'n politieke konteks as die geheelbeeld. Sy definieer van 'n land se politieke stelsel, insluitend die partye, instellings en ideologieë en die verhouding tussen die regering en die burgers. Dit is die terrein waarop mag uitgeoefen en betwis word en waar stabiliteit of destabilisering sigbaar word. In die konteks van die mosie dui dit op die breë raamwerk waarin die vervolging van politieke leiers plaasvind en hoe dit die balans van mag en dinamiek van politieke orde kan beïnvloed. Die regering staan sterk by vandag se mosie voor die huis. Hierdie huis glo dat politieke leiers strafregtelik aanspreeklik gehou moet word, selfs al dit destabiliseer dit politieke landskap. Waarom?
die noodsaaklike prik van vandag is 'n klein prys om te betaal vir die immuniteit teen 'n dodelike virus vir die toekoms. Want tydelike onrus is die prys vir die herstel van publieke vertroue. Ek vat nou jou punt. Ons adjunkt eerste minister sal verder die debat voer met sy argument. Die afskrikwaarde teen korrupsie weeg swaarder as die tydelike onstabiliteit. Ons lid van die regering gaan finale houe toedien met sy twee argumente. Die grondwet as oppergesag wat lei tot aanspreeklikheid en die bevestiging van die geldigheid van die Suid-Afrikaanse demokrasie. Ons hoofsweep sal dan die dokter speel en hierdie debat onder narkose sit. Ek vat graag jou punt. Madam Speaker, die eerste minister glo dat ons net die metode moet volg wat na politieke onruste moet lei. Is daar nie ander maniere wat ons kan volg wat minder politieke onruste na gevolge het nie? En hoekom sal ons dan daai gevolge daardie roetes vat nie? Madam Speaker, ek wil graag sien hoe die oppositie vandag aan hierdie punt gaan aanraak. En ek wil graag sien wat julle tevore bring op die tafel vandag. Maar dit is nie wat ons hier is om te bewys nie. Ons is net hier om te bewys dat gesag moet uitgeoefen word teenoor alle individue en dat geen individu bo die grondwet is nie. Maak nie saak wat nie. Nou vir my eerste argument. Publieke vertroue word slegs deur optrede herstel. Ek's nou by jou. Om 'n leier te spaar, om vrede te bewaar, is soos om infeksie te ignoreer wat net erger word. Die stokou idioom sê mos, al dra aap 'n goue ring, dit bly steeds 'n lelike ding. 'n Korrupte leier bly 'n misdadiger, ongeag sy status. As die publiek sien dat die regsbalk buig vir magtiges, sterf demokrasie soos wat ons lid van die regering verder sal aanvoer. Ek vertraag jou punt. Madam Speaker, in Frankryk word dit so gedoen dat 'n president of 'n politieke leier immuniteit gegee word teen stappe van die reg. En hulle het 'n redelike stabiele politieke stand. Waarom sou ons nie die voorbeeld van 'n eerste wêreldland soos Frankryk sou wou volg nie? Madam Speaker, is 'n baie goeie vraag. Soos meeste van julle dalk sal weet, of 'n paar van julle sal weet, is die Suid-Afrikaanse grondwet ook soortgelyk geskryf. Dis een van die beste grondwet, eintlik die beste grondwet in die wêreld daar buite. Artikel 36 van die grondwet bewys ook dat daar uitsonderings gemaak kan word op wette, maar dit word duidelik gestel dat daar 5 voorwaardes is vir die wet. En een van hierdie voorwaardes is dat daar werklik 'n baie belangrike hoofdoel moet wees met hierdie uitsondering. En die hoofdoel is gewoonlik die stabiliteit van die oorhoofse land en burgerlikheid. Ek gaan graag aan. Of ek sluit graag af. Madam Speaker, ons mag dalk vandag die prik van 'n naald voel, maar 'n land mag dalk bietjie sweet en bewe terwyl die inenting werk. Maar dit is eenvoudig logies dat ons môre gaan opstaan met 'n liggaam wat vry is van 'n virus. Baie dankie, ons gee nou geleentheid vir die leier van die oppositie om sy toespraak te lewer. Dit. Madam Speaker, lede van die huis en klein blou tongetjies. Stel jou voor 'n politikus as 'n koordanser. Hoog bo die grond, balanseer op 'n dun tou, 'n tou wat die stabiliteit van die staat verteenwoordig. Elke tree wat hy gee, dra risiko. Elke fout kan hom laat wankel. Maar terwyl hy probeer balans hou, staan daar mense aan die kant van die tou, gereed om die tou onder sy voete uit te ruk. Nie om hom reg te help nie, maar om hom doelbewus te laat val. Ek spring sommer dadelik weg met die ontleding van die mosie. Ons stem egter saam met meeste van die definisies wat die regering voorgegee het, egter wil ek net by sommiges so bietjie bylas. Politieke leiers wil ons egter net definieer dat ons net 'n persoon ag as 'n politieke leier as hulle in hulle termyn van diens is.
strafregtelike aanspreeklikheid wil ons ook egter insluit dat ons nie net praat van die resultate van die hof nie, maar ook die feit as 'n politieke leier aangekla word, omdat die politiese landskap so spanningvol is, kan sulke klein aankla 'n massiewe effek op 'n persoon se loopbaan hê. Ek wil ook egter net uitlig dat ons wel kan verwys na Suid-Afrika en sy fantastiese grondwet volgens die eerste minister, maar dat die debat nie net handel oor Suid-Afrika nie, dat ons meer praat in 'n wêreldwye sin. Dit lei my om te interpreteer dat die doel van die debat vandag is om werklik te debatteer of politieke leiers in hulle termyn straftelik aanspreeklik gehou moet word. Die eerste minister het ook glad nie geantisipeer wat se argumente ons na vore sal bring nie, so ek gee dit gerus vir hom na vore. Eerstens sal ons praat oor hoe die regstelsel eintlik dan as 'n wapen gebruik kan word. Tweedens sal ons praat vir ander maniere van aanspreeklikheid. Derdens van die nagevolge van regsaksie en dan derdens stabiliteit teenoor morele idealisme. Die eerste spreker het ook nie veel van 'n argument voorgegee vir my om op repliek te lewer nie, maar ek sal egter sy punt van publieke vertroue, ek kom nou by jou, aanraak. Ons kan nie moontlik 'n publieke leier net op die aksies wat hy doen definieer nie. Ons weet tog dat publieke leiers soveel woorde en soveel beloftes moet maak om in die posisie te kom waar hulle is. Ek wil ook egter net dan uitlig dat hulle wil hê dat ons moet saam besluit dat ons kyk na die woorde en aksies van politieke leiers. Ek neem graag jou punt. Madam Speaker, die spreker het gesê, die leier van die oppositie, dat terwyl die mosie nie stel dat ons moet kyk na Suid-Afrika, dus gaan ons kyk na 'n wêreldwye konteks, maar ons wil vra dat ons nie terhalwe van billikheid en konteks in die term van hierdie debat hoofklem kan lê op Suid-Afrika, maar ons steeds kan kyk na buitelandse voordele, maar terwille van billikheid en konteks in die debat hoofklem sal sit op Suid-Afrika. Madam Speaker, ek verstaan nie regtig die hoofsweep se punt met billikheid nie. Ek glo dit is billik om in 'n universele manier te praat oor die mosie. Ek glo nie daar is enige nut om te fokus in Suid-Afrikaanse konteks nie, maar om hulle te rus te stel, kan hulle enige tyd oor Suid-Afrika praat. Madam Speaker en lede van die huis, ek beweeg aan na my argument. Daar is 'n gevaar wat stiller beweeg as gaas. Maar uiteindelik is dit veel meer vernietigend. En dit is die korrupsie van die reg self. Nie wanneer wette oortree word nie, maar wanneer dit doelbewus gebruik word as 'n instrument van mag. Vandag waarsku die oppositie presies teen hierdie. Die regering is vasoortuig dat politieke leiers strafregtelik aanspreeklik gehou moet word, selfs al destabiliseer dit die politieke landskap. Maar wat hulle versuim om raak te sien, is dat hierdie nie net reine pandemonium gaan veroorsaak nie, maar dat ons selfs die politieke stelsel dat ons politici die stelsel sal gebruik om hulle politiese vyande metafories te kan elimineer. Punt van inligting. Ek neem jou punt. Madam Speaker, die oppositie wil dan van ons voordat dat ons nie strafregtelik moet optree teen hulle nie, maar ek wil dan vra, moet ons dan enigstens teen hulle optree? Madam Speaker, my adjunk leier van die oppositie gaan vir die lid van die regering baie mooi uitwys wat se ander metodes wat eintlik beter sal wees vir die politieke landskap ons kan gebruik. Die Verenigde Nasies het al op 6 September 1985 die beginsel van die oppergesag van die reg voorgegee. Soos die eerste minister genoem het, stel dit dat alle mense onderdanig is aan die wette van die land. En ons wil dit duidelik maak dat ons glad nie vandag sê dat die politici nie moet deel vorm hiervan nie. Maar nog 'n belangriker punt van die oppergesag van die reg is dat die reg objektief, onafhanklik en sonder die invloed van die politiek kan funksioneer. Ons almal weet dat politieke leiers argitekte van illusie is. Hulle is meesters daarin om die waarheid te buig sodat dit hulle eie agenda kan dien. Madam Speaker, dink nou net as ons die figuurlike pistool in die hande van hierdie politici sal plaas. In 'n artikel geskryf in legalclarity.com op 1 April 2026 getiteld How Long Does Court Last, geskryf deur 'n bekwame span prokureurs, verduidelik hulle dat hofsaake selfs dekades kan neem om te voltooi. Lede van die huis, dit is 'n feit soos 'n koei, dat die politici hierdie stelsel sal gebruik om nie net die beeld van hulle vyande te verswak nie, maar om hulle vas te vang in diep, lang, komplekse hofsaake. Neem jou punt. Madam Speaker, ek wil graag vir die leier van die
graag vir die leier van die oppositie vra of hy voorstel dat indien 'n gewone burger en 'n politici dieselfde misdaad pleeg, dat die burger aanspreeklik gehou word strafregtelik, maar die politici eerder nie strafregtelik oor dieselfde misdaad gehou moet word. Madam Speaker, ek het nog nie een keer sulke idee voorgegee nie. Soos ek vroeër al klaar genoem het, gaan die adjunk leier van die oppositie verder vir hulle voorgee wat se manier daar is om aanspreeklikheid voor te behou. Naamlik dat daar 'n mosie van wantroue in die parlement gegee kan word, wat dan daardie lid van die parlement uit die parlement uit kan haal en dan strafregtelike aanspreeklikheid kan toepas, want dan sal daardie lid nie meer 'n politieke leier wees nie. 'n artikel getiteld Lawfare, The Use of Law as a Weapon of War, geskryf deur Orde Kitiri, 'n lawprofessor aan die Universiteit van Arizona, in 2016, skryf hy wanneer die regstelsel gebruik word as 'n instrument om politieke opponente te neutraliseer, ondermyn dit die geloofwaardigheid van die howe. In sulke geval dien strafregtelike aanspreeklikheid nie die geregtigheid nie, maar word dit as 'n plaasvervanger vir gewapende konflik of politieke manipulasie gebruik. Ek sluit af. Geagte beoordelaars, wanneer die strafregstelsel aangewend word as 'n instrument vir politieke gewin eerder as vir die handhawing van geregtigheid, word die fundament van die regsstaat ondermyn. In plaas daarvan om aanspreeklikheid te bevorder, skep dit 'n gevaarlike ruimte vir selektiewe vervolging en magmisbruik. 'n Stelsel wat vir politieke doeleindes gemanipuleer word, beskerm nie die demokrasie nie. Dit erodeer die stelsel stelselmatig. Soos Montesquieu dit treffend stel, is daar geen groter despotisme as die wat onder die skyn van die wet en in die naam van geregtigheid uitgeoefen word nie. Om hierdie rede kan ons nie 'n beginsel steun wat die deur oopmaak vir die misbruik van geregtigheid nie. Baie dankie. Ons gee nou geleentheid vir die adjunk eerste minister. Madam Speaker, lede van die huis, om politieke leiers en vervolging te vrywaar, bloot om die politieke landskap stabiel te hou, is soos om 'n lewensnoodsaaklike inenting te weier, omdat jy bang is vir die kortstondige pyn van die naald. Geregtigheid mag nooit die knie buig voor politieke gerieflikheid nie. Hierdie huis glo dat politieke leiers strafregtelik aanspreeklik gehou moet word, selfs al destabiliseer dit die politieke landskap. Ek organiseer my toespraak as volg. Ek sal eers reageer op die eerste leier van die oppositie se argument en daarna sal ek voortgaan met my eie. Na ons eerste minister, Rudolf, julle oortuig het dat die herstel van publieke vertroue die enigste manier is wat ons die demokrasie op die langtermyn kan red, sal ek met my argument oor die afskrikwaarde teen korrupsie vir julle laat verstaan dat die vrees vir die reg die beste medisyne vir 'n siek staat is. Ek lewer nou repliek op die hoofleier van die oppositie se argument. Punt van inligting. Die opponente voer aan dat die behoud van politieke stabiliteit belangriker is as die onmiddellike vervolging van leiers. Ek is nou by 'n punt. Hulle fokus egter bloot op die voorkoming van korttermyn onrus, terwyl hulle die objektiewe feit ignoreer dat staatskapitaal en publieke hulpbronne intussen verlore gaan. Om destabilisasie bo geregtigheid te prioritiseer, skep ons 'n klimaat van straffeloosheid. In praktyk beteken dit dat die oortreder bloot aangemoedig word om voort te gaan met sy korrupte praktyke, aangesien daar geen werklike politieke of wetlike risiko daaraan verbonde is nie. Sodra die wet nie toegepas word nie, omrede daarvoor protesaksie gevrees word, word die gesag van die regstelsel effektief deur politieke afpersing vervang. Ek sal nou die punt aanvaar. Madam Speaker, hoe wil die adjunk eerste minister van die regering verwag van 'n politieke leier om aktief besluite te maak as hy 'n mes het wat oor sy kop hang? Madam Speaker, die mense wat ons in politieke ampe aanstel, is veronderstel om die oordeelsvermoë te hê van wanneer hulle 'n sekere rigting gaan.
As ons die nodige strafmaatlike vervolge vir hulle uiteensit en duidelik toepas dat dit nie net daar is nie, dan sal ons hulle forceer om binne die wet op te tree. Ek gaan dus aan met my onderwerp. Die meganisme van afskrikking as 'n voorkoming van magmisbruik. Wanneer die wet sy tande wys, dwing dit selfs die magtigste leier om 2 keer te dink. As daar geen gevolge is nie, word korrupsie 'n sport, maar as die tronkhekke oopstaan, word dit 'n risiko wat min bereid is om te neem. Ek's nou by jou. Ons moet die wortel van die kwaad uittrek. Hierdie argument word ook gestaaf deur die artikel Die sielkunde van afskrikking in publieke ampte, gepubliseer op die webtuiste Globale Regswag op 14 Maart 2026, geskryf deur Dr. Elana Fischer, senior navorser by die Instituut vir Onstrafbaarheid, by die Instituut vir Strategiese Regsstudies met 'n doktorsgraad in kriminologie. Sy sê dat politieke korrupsie floreer weens 'n persepsie van onstrafbaarheid. Sodra 'n hoë profiel leier tronkstraf uitdien, daal die waarskynlikheid van soortgelyke oortredings deur opvolgers met meer as 40% binne die eerste 2 jaar. Ek kan vaar nou die punt van inligting. Madam Speaker, glo die adjunkminister van die regering nie dat as ons hierdie toelaat, gaan dit lei tot, soos hy genoem het, die speletjies tussen die politici, sodat hulle kan kyk wie mekaar in meer komplekse en meer diep hofsaake in kan kry nie. Madam Speaker, dis juis waarop ons fokus, dankie vir die vraag. Wat ons vandag wil doen, is om vas te pen, dat as ons die regte strafmaatlike gevolge uitlê, soos wat ek ook in die vorige punt genoem het, sal dit al die speletjies van politieke leiers stopsit. Ek maak hier 'n vordering met my toespraak. Hierdie punt word ook verder versterk deur die artikel Mag sonder gevolge, die pad na diktatuur, gepubliseer op Politieke Fokus Suid-Afrika op 2 Februarie 2026, geskryf deur advokaat Thuli Madonsela. Sy sê dat die oomblik as ons destabilisasie as 'n verskoning gebruik om leiers nie te vervolg nie, teken ons die doodsvonnis van ons demokrasie. Soos wat my lid van die regering, Adrian, verder aan julle sal verduidelik. Ek sal nou die punt neem. Onstabiliteit is tydelik, maar 'n kultuur van magmisbruik word permanent as dit nie strafregtelik gestuit word nie. Ek aanvaar nou die punt. Madam Speaker, die adjunkminister van die regering het vroeër in sy toespraak genoem dat as ons hierdie strafregtelike aanspreeklikheid duidelik stel vir ons politici, dan gaan dit nooit oortree word nie. Tog is daar wette wat nie moord toelaat nie en tog is daar nog steeds moord. Hoe verseker hy dan dat hierdie verhoging in strafregtelike aanspreeklikheid gaan lei dat die regering dit nooit oortree nie? Madam Speaker, hoe presies die Suid-Afrikaanse, die hele omvang van die stelsel, dit kan verseker, is dat ons nie net die wette het nie, maar voorbeelde van hoe dit toegepas word. Ons moet ook kyk na die ekonomiese impak van hierdie afskrikking. Dit word gestaaf deur die artikel Geregtigheid as 'n ekonomiese aanwyser, gepubliseer op die webtuiste Ekonomie Vandag op 10 April 2026, geskryf deur Dr. François Retief, hoofekonoom wat spesialiseer in staatsfinansies. Hy sê dat beleggers nie vlug vir politieke verandering nie, maar vir onvoorspelbare regstelsels. Deur leiers aanspreeklik te hou, stuur 'n land 'n kragtige sein in dat sy instelling sterker is as individue wat op die langtermyn kapitale invloed kan verseker en dus hierdie onstabiliteit weer kan regstel. Laastens, kyk ons na die maatskaplike impak wat gesteun word deur die artikel Die einde van die politieke elitisme, gepubliseer op Maatskaplike Nuusnetwerk op 15 Januarie 2024, geskryf deur Lindiwe Sisulu, politieke ontleder met dekades se ondervinding in openbare beleid. Sy sê dat wanneer die publiek sien dat selfs die magtigste dieselfde oranje oorpak as enige ander oortreder moet dra, breek dit die siklus van volksmisleiding wat dikwels tot werklike gewelddadige destabilisasie lei. Ek sluit dus af. Lede van die huis, as ons nie nou optree nie, sal daar binnekort niks oor wees om te stabiliseer nie. Aanspreeklikheid is die enigste meganisme wat die oppergesag van die reg bo politieke opportunisme beskerm. Ons kan nie bekostig om die koors van vandag te vrees en sodoende die virus van môre toe te laat om die hele
nasionale liggaam te vernietig nie. Hoor. Baie dankie. Ons gee nou geleentheid vir die adjunkleier van die oppositie vir sy toespraak. Madam Speaker, lede van die huis. Terwyl die stramtou danser sukkel om sy balans te hou, ruk en pluk die regering aan die tou. My 2 punte vandag is dat ons eerstens eerder 'n leer moet ophys, die stramtou danser van sy tou af moet verwyder en dan strafregtelik teen hom optree. Daar is ander maniere om politieke leiers aanspreeklik te hou. Tweedens moet ons kyk wat gebeur wanneer die stramtou danser van die tou afval. Ons moet kyk op wie hy land en wat die nagevolge daarvan is, wanneer ons strafregtelik teen politieke leiers optree en die politieke onruste wat dit tot gevolg het. Wat die ontleding van die mosie betref, wil ek beklemtoon dat ons politieke leiers definieer as slegs terwyl die termyn aan die gang is. Verder wil ek ook beklemtoon dat ons kyk na die debat in 'n Suid-Afrikaanse konteks en in 'n wêreldwye konteks en dat ons Suid-Afrika as beeld kan gebruik en as verwysingsraamwerk kan gebruik. Wat my reaksie op die adjunk eerste minister betref, het hy gesê dat daar 'n groot afskrikwaarde van korrupsie is daar 'n groot afskrikwaarde is wanneer ons strafregtelike aanspreeklikheid gebruik. Ek wil daarop antwoord en sê dat ons politieke leiers moet beskerm, want daar is 'n fyn lyn tussen 'n afskrikmiddel en 'n wapen, soos wat die leier van die oppositie genoem het. Verder moet ons die politieke leiers toelaat om hulle hoof fokus op die land te sit. Ons moet nie hulle aandag aftrek deur 'n denkbeeldige mes wat bo hulle kop hang nie. Ek neem 'n punt van inligting. Madam Speaker, is die oppositie dan nou besig om voor te stel dat ons hierdie alternatiewe metode slegs vir politieke leiers moet gebruik en nie vir die res van die land nie? Hierdie alternatiewe metode, die res van die land het nie 'n hele land om te bestuur nie. Ons moet nie hulle aandag aftrek van hulle hoof fokus van om die land te bestuur nie. En ek gaan nou by die alternatiewe metodes uitkom, nou in my hoofargument van wat ons gebruik wanneer ons by politieke leiers kom. Dit bring my dan by die leer wat ons gebruik om hierdie stramtou danser eers te verwyder. Net soos wat daar meer as een manier is om 'n kat te slag, is daar meer as een manier om ons politieke leiers aanspreeklik te hou. Suid-Afrika se wetgewing is op so 'n aard uiteengesit dat daar 3 afhanklike gesagte is wat mekaar aanspreeklik kan hou. Soos wat die eerste minister van die regering genoem het, noem ons dit die trias politica of die skeiding van magte. Die Brennan Sentrum vir Geregtigheid, 'n toonaangewende Amerikaanse navorsingsinstituut wat spesialiseer in demokratiese en grondwetlike reg, skryf in 'n verslag, Holding Leaders Accountable, op brennancenter.org, 22 April 2024, dat dit van kardinale belang is om tydens institusionele knippe ander vorm van aanspreeklikheid te gebruik, soos parlementêre kontrole, onafhanklike korrupsie en anti-korrupsie organisasies en politieke aanspreeklikheid. Ek maak eers gou vordering. Die 3 pilare waarop ons wetgewing rus, is die uitvoerende, regsprekende en wetgewende gesag. Dit wil sê, indien ons politieke leiers, soos die president, kattekwaad aanvang, is die wetgewende gesag in die vorm van die parlement daar om hom aanspreeklik te hou. Ek neem graag die punt. Madam Speaker, die oppositie het saamgestem dat politieke leiers nie noodwendig altyd hulle werk doen nie. Hoe kan ons vir hierdie sogenaamde leiers uitsonderings maak op die grondwet? Hierdie politieke leiers gaan ons eers verwyder van ons pos en ek kom nou daarby uit, is ons gaan eers 'n mosie van wantrou instel en dan wanneer hulle nie meer as politieke leiers geklassifiseer is nie, wanneer iemand anders in hulle posisie is wie se hoof fokus op die leierskap van ons land kan wees, dan kan ons aangaan en strafregtelik teen hulle optree. Op daardie punt. Ek gaan eers aangaan met my toespraak. 'n Mosie van wantroue vorm 'n groot deel van hoe ons politieke leiers aanspreeklik gehou kan word. Op ons figuurlike stramtou is dit die leer wat ons ophys om ons danser uit die sterk winde te verwyder. Wanneer hy dan onder is en uit sy leierskapposisie verwyder is, kan hy strafregtelik aanspreeklik gehou word.
Dit kom by die kruks van ons argument, lede van die huis. En dit is dat ons eers die persoon uit die leierskapsposisie uit moet verwyder en daarna strafregtelik teen hulle optree. Van die primêre doel van die politieke leiers is om leierskap te neem in Suid-Afrika. Hulle aandag moet daar wees. Hulle kan nie ongefokus wees met allerlei ander sanksies wat hulle aangaan nie. Ek neem my punt. Madam Speaker, die oppositie het net voorgestel dat hulle uiteindelik wel verantwoordelik en verantwoordbaar gehou moet word strafregtelik. Stem julle dan saam dat hulle verantwoordbaar gehou moet word, wil hulle net eers hê, hulle moet eers uit die stelsel uitkom en dan uiteindelik verantwoordbaar gehou word, strafregtelik. Madam Speaker, die lid van die regering slaan die spyker op die kop. Ons verwyder hulle eers uit die regstelsel uit. Eers wanneer hulle nie meer op so hoë vlak is wat hulle invloed het op die besluite van ons land nie. Wanneer hulle fokus nie meer daarop lê om ons land te bestuur nie, dan kan ons hulle strafregtelik navolg. Want dan is daar iemand anders in beheer wat daardie besluite kan maak en wat gefokus is daarop. Ek kom dan by my tweede punt. Wat is die uitwerking van die regering se toutrekkery waarvan die leier van die oppositie ons ingelig het? Wat is die reaksie van al die mense daaronder wanneer die standtrouloper op hulle val? Dr. J.M.H. van der Merwe, politieke wetenskaplike en akademiese navorser, skryf in die artikel Patrone van onstabiliteit in die Suid-Afrikaanse politieke omgewing, gepubliseer in Selet tydskrif van 2023 uitgawe 4, beskikbaar via die SAI-ELO SA platform. Die artikel beskryf hoe die inhegtenisneming van oud-president Zuma as 'n springbord gedien het vir politieke onruste en geweld. Dr. van der Merwe beskryf dit as die ergste episode van geweld in Suid-Afrika sedert apartheid. Punt van inligting. Ek neem 'n punt van inligting. Madam Speaker, as hulle voorhou 'n politieke leier moet eers na sy termyn vervolg word, gee dit nie hom dan vir hom nog aanmoediging om sy termyn onwettig te verleng nie. Termyne, dis waarop ons die klem moet plaas, is om eerder te fokus om sodat politieke leiers nie hulle termyne kan verleng nie en sodat ons van mosies van wantroue gebruik word. Dis hoekom ons die trias politica het, sodat die wetgewende gesag, die uitvoerende gesag of die president dan verantwoordbaar kan hou en hom kan verwyder uit sy magsposisie uit. Ons gaan dan ook later by een van ons hoofargumente uitkom dat ons wil hê dat 'n politieke leier wat onreg optree nie weer kan staan vir 'n volgende pos of 'n volgende termyn nie. En dat hy eers dan regspreeklik aangespreek moet hou. Om te verhoed dat politieke onluste ons voorland is, kan ons nie politieke leiers strafregtelik aanspreeklik hou nie. Ek sluit af. Madam Speaker, lede van die huis, die fyn kuns van stramtou dansery moet nie onvanpas hanteer word nie. Eerstens, stuur 'n leer op. Verwyder die politieke leiers van hul pos en daarna moet hulle strafregtelike stappe neem. Tweedens, wanneer stramtou dansers afgestamp word, val hulle op die mense onder hulle en dra ons die nagevolge daarvan. Baie dankie, ons gee nou kans vir die lid van die regering om sy toespraak te lewer. Madam Speaker, lede van die huis. 'n Inenting is nooit gemaklik nie. Dis 'n skerp prik, 'n oomblik van ongemak wat niemand regtig wil hê nie. Maar ons almal verstaan die rede daarvoor. Dis nie daar om 'n siekte te genees nie. Nee, dit is daar om te voorkom dat daardie siekte ooit die kans kry om oor te neem. Madam Speaker, die strafregtelike aanspreeklikheid van politieke leiers is daardie inenting. Dit is die ongemaklike, soms ontwrigtende optrede wat ons moet neem nou, sodat die dodelike virus van korrupsie en straffeloosheid nie later ons hele politieke stelsel oorneem nie. Ons kies dus nie stabiliteit vandag ten koste van môre nie. Nee, ons kies voorkoming vandag om oorlewing môre te verseker. Madam Speaker, lede van die huis,
My eerste hoofargument lui dan dat die oppergesag van die grondwet vereis dat politieke leiers strafregtelik aanspreeklik gehou moet word. Punt van inligting. Ek sal nou by jou kom. Die grondwet is die hoogste wet van die land. Dit geld vir almal, sonder uitsondering. Artikel 9 hierbinne bepaal dan dat almal gelyk is voor die reg en artikel 34 waarborg toegang tot die hof. Vat nou 'n punt. Madam Speaker, kan die lid van die regering vir my asseblief verduidelik waarom ons nie eers die politieke leier uit sy posisie uit sal haal en dan hom volgens die reg sal aanspreeklik hou nie, sodat ons kan verseker dat die politieke wêreld nog steeds stabiel bly. Madam Speaker, die oppositie wil ons voorhou dat ons 'n ekstra stap hier moet inlas. Ek wil antwoord met 'n retoriese vraag en sê, hoekom wil ons hierdie hele proses beperk en daarom langer maak? Hoe kan ons nie dadelik intree en strafregtelik optree soos ons teen alle burgers in ons land doen nie? Punt van inligting. Madam Speaker, ek sal later by julle kom. Die oomblik wat 'n politieke leier beskerm word teen vervolging, verbreek ons hierdie beginsels en sluit aan by my reaksie op die oppositie dat ons ontneem burgers hul regte en ons plaas sekere individue bo die wet. En belangrik, Madam Speaker, dit skep 'n gevaarlike presedent. Wanneer een leier wegkom, stuur dit 'n boodskap dat mag beskerming bring. Vat nie 'n punt. Madam Speaker, ek sal graag dat die lid van die regering wil hoor hoe ons enigstens burgers van Suid-Afrika se regte wegneem. En dan tweedens wil ek dit duidelik maak dat ons nie sê Kan ons dit beperk tot een vraag? Goed, kom, verneem dan my tweede Okay. vraag. Waar wil jy die tweede neervra? As ek mag. Okay. Tweedens, sê ons nie dat politici geensins vervolg moet word nie. Ons sê hulle moet uit hulle posisie van mag uitgehaal word, dan is hulle mos nie meer politici nie, dan is hulle mos nie meer politieke leiers nie. Okay, ek gaan Dan albei kan hulle antwoord. vervolg. So die eerste een gaan ek sê dat ons nie, dat dit die manier hoe hulle die regte van die burgers wegneem, is dat hulle wil proporsioneel is dan nou mos gestem tot in hierdie verskillende posisies in die kiesstelsel en dan daardie verantwoordelikheid is dan op die burgers om hulle verantwoordbaar te hou. As daar nie opgetree word teen hierdie mense nie, dan strafregtelik opgetree word nie, is hulle bo die wet en bo die oppergesag van die grondwet geag. Ek beweeg dan aan dat volgens die konstitusionele hof van Suid-Afrika in die saak Staat versus Mokonyane and another, gelewer op 6 Junie 1995, het regter Arthur Charles Clisson, destydse hoofregter van Suid-Afrika, uitdruklik gestel dat die grondwet die hoogste wet is en dat alle wetgewing en optrede daaraan gemeet moet word. Madam Speaker, hierdie uitspraak bevestig dat geen individu of instelling, insluitend politieke leiers, bo die grondwet kan staan nie. Volgens die dokument The Constitution of the Republic of South Africa 1996, gepubliseer deur die South African Government op die amptelike webtuiste www.gov.sa, laas opgradeer in 2023. Word dit in die artikel 2 duidelik gestel dat die grondwet die hoogste reg van die republiek is en dat alle wet of optrede wat daarmee bots ongeldig is. Ek vat aan julle punt. Madam Speaker, hoekom sal ons nie die fokus plaas om eers die verkeerde persoon uit die posisie uit te neem nie en dan regte mense in die posisies in te sit en daarna kan ons praat oor strafregtelike gevolge. Julle praat die hele tyd hierso in dieselfde vraag en ek gaan se grap te seere klink en sê dat hoekom wil ons hierdie storie beperk? Hoekom wil ons dit uitstel? Hoekom kan ons nie dadelik optree en almal gelyk hanteer nie? Madam Speaker, dit beteken dat alle persone sonder uitsonderings onderhewig is aan hierdie hoogste gesag. Lede van die huis, sonder hierdie aanspreeklikheid begin die virus van straffeloosheid versprei. En die eerste ding wat val is die grondwet self. Madam Speaker, my tweede hoofargument lui dan dat strafregtelike aanspreeklikheid noodsaaklik is om die geldigheid van Suid-Afrika se demokrasie te bevestig. 'n Ware demokrasie beteken dat die mense die mag het en dat leiers verantwoordbaar is teenoor daardie mense. Van inligting. Maar wanneer leiers misdade pleeg en nie aanspreeklik gehou word nie, verloor burgers vertroue. Die stelsel lyk korrup en op daardie punt word demokrasie nie meer 'n werklikheid nie. Dit word 'n illusie. Vat nou 'n punt. Madam Speaker, glo die lid van die regering nie eerder dat ons die ekstra stap soos in ons voorstel moet gebruik om te verseker dat ons politieke stabiliteit kan behou nie. Soos wat ons al menigte kere bewys het, gaan hierdie geregstellende aksie lei tot politieke onstabiliteit. Okay, wat jou vraag? Glo die spreker nie dat ons eerder die ekstra stap moet vat om politieke Nee, ek stabiliteit... glo nie hulle moet nie. Okay, ek gaan amper weg. Madam Speaker, vertroue is die fundament van enige demokrasie. Verder skep straffeloosheid 'n kultuur waar korrupsie genormaliseer word en uiteindelik lei dit tot groter onstabiliteit.
Presies dit wat die oppositie sê hulle wil voorkom. Volgens die Transparency International se verslag Corruption Perceptions Index 2023, gepubliseer op 30 Januarie 2024 op hul amptelike webtuiste www.transparency.org, toon die data dat lande met hoë vlakke van korrupsie en lae aanspreeklikheid ook lae vlakke van openbare vertroue en swak demokratiese instellings het. Madam Speaker, dit bewys dat sonder aanspreeklikheid verloor 'n demokrasie sy geloofwaardigheid. Volgens Daniel Kaufman en Aart Kraai in die verslag Worldwide Governance Indicators, Governance Matters 2022, gepubliseer deur die World Bank op 28 September 2022 op hul amptelike webtuiste www.worldbank.org.za, word daar bevind dat aanspreeklikheid en die oppergesag van die reg direkte bepalers is van die kwaliteit en stabiliteit van demokrasie wêreldwyd. Madam Speaker, hierdie navorsing wys dat ware stabiliteit nie kom deur die leiers te beskerm nie, maar deur hulle aanspreeklik te hou. Lede van die huis, die oomblik wat politieke mag 'n beskerming teen die reg word, hou ons demokrasie op om gelyk te wees. Dit word 'n stelsel van voorreg. Madam Speaker, lede van die huis, ek sluit dan nou af. 'n Samelewing wat bang is vir die prik van aanspreeklikheid, is 'n samelewing wat homself oopstel vir 'n epidemie van korrupsie. Ja, die inenting is ongemaklik. Ja, dit kan spanning bring, maar dit is tydelik. Wat nie tydelik is nie, is die skade van 'n stelsel waar leiers bo die wet staan. Madam Speaker, ons kies vandag die ongemik van die prik, want ons weier om môre die pyn van 'n besmette demokrasie te dra. Baie dankie. Ons gee nou geleentheid vir die lid van die oppositie om sy toespraak te lewer. Madam Speaker, daar's 'n ou Latynse spreekwoord wat lui: Fiat iustitia et priat mundus. En dit lui: laat geregtigheid geskied, al vergaan die wêreld. Vanaand het die regering hierheen gekom met presies daardie gevaarlike pad te loop. Hulle is bereid om die wêreld, ons land, ons ekonomie en ons stabiliteit te laat vergaan, solank hulle die morele bevrediging kan smaak van om 'n leier agter tralies te sien. Maar as die oppositie vra ons, wat help 'n skoon gewete as die wêreld brand? Ons saak berus op die fundamentele besef dat 'n politieke leier nie net 'n individu is nie. Hy is 'n simbool vir die demokratiese mandaat en 'n anker vir nasionale stabiliteit. Om daardie anker met strafregtelike kettinge los te ruk terwyl die skip van die staat in 'n storm is nie dapperheid nie. Dit is roekeloosheid. Lede van die huis, die leier van die oppositie het reeds die stramtrouloper uitgekyk en gewys hoe ons politici daardie tou uit hom uit probeer trek. Die adjunkt minister het gepraat oor die adjunkleier van die oppositie het gepraat oor die leer van die mosie van wantroue wat gebruik kan word om politici van die trou af te haal. Vandag gaan ek praat oor die onstabiliteit wat geskied wanneer die reg slegs die leiers met 'n wip af probeer gooi. Maar voordat ek by uitkom, het ek 'n paar punte van repliek rakende die regering se argumente. Eerstens is hulle onder die indruk dat niemand bo die reg is nie. Maar lede van die huis, ek vra u, wat is die doel van die reg? Die doel van die reg is om die samelewing te dien. Sodra die toepassing daarvan nie meer die samelewing dien nie en die samelewing vernietig, dan vervul hulle nie meer hulle doel nie. Die lid het ook genoem dat strafteloosheid moedig meer korrupsie aan. Maar ek sê vir u vandag dat totale onstabiliteit moedig fisiese geweld aan, wat 'n baie groter probleem is as slegs korrupsie. Ons almal het 'n behoefte vir geregtigheid. Ek gaan nou by julle punte uitkom. Maar dit kan nie geforseer word ten koste van stabiliteit nie.
Die politieke landskap bestaan nie in isolasie nie. As jy die leier van 'n groot faksie vervolg, vervolg jy effektief almal wat daardie persoon volg, sowel as hulle identiteit. Dit lei tot protestering, dit lei tot staking en dit lei tot moontlike burgeroorlog. Ek neem die punt, Eerste Minister. Madam Speaker, ons voormalige president, meneer Jacob Zuma, het jarelank aangevoer dat hy moet fokus op sy politieke take, terwyl hy dit gebruik het om die howe te vermy. Is die oppositie se argument nie maar net 'n herhaling van daardie selfde taktiek om aanspreeklikheid vir altyd uit te stel? Madam Speaker, ek wil graag uitwys dat ek nie onder die indruk is dat wat Jacob Zuma gedoen het reg is nie, maar ek wil hê ons moet verstaan dat dit belangrik is om te sien hoe belangrik die rol van politieke leiers is en dat ons hulle nie net onnodiglik kan dagvaar vir hulle posisies nie. Indien die oppositie se mosie geskied, dan sal ons verstaan dat die mosie van wantroue gebruik sal word om sulke mense uit hulle posisies uit te haal en dat ons hulle strafregtelik aanspreeklik kan hou na die tyd, sonder om die politieke onstabiliteit te laat geskied. Dit word slegs vererger, hierdie onstabiliteit, wanneer dit strafregtelik uitgevoer word, omdat dit op 'n nasionale vlak uitgestraal word en almal kan sien wanneer politieke leiers strafregtelik aangespreek word, wat daarna toe lei dat mense van verskillende partye dalk gemotiveerd gaan word om fisies met fisiese geweld op te tree teenoor ander partye. Ek lees graag op Jack Snyder en Leslie Fiyamundu se akademiese artikel The Logic of Transitional Justice, gepubliseer op 2004, dat geregtigheid gevolg gewoonlik slegs nadat politieke skikking stabiliteit gevestig het, nie andersom nie. Om leiers te vervolg in die afwesigheid van sterk politieke konsensus kan lei tot 'n verdere geweld en die ineenstorting van die demokratiese proses. Ons kan nie toelaat dat politieke leierskap ontwrig word indien daardie maniere op ander maniere opgelos kan word nie, indien hulle foute op ander maniere kan opgelos kan word nie. Ek neem die punt. Madam Speaker, ek wil graag die lid van die oppositie vra of die president wat gestel word deur politieke leiers op ander maniere aanspreeklik te hou, nie net so groot leiding tot geweld en onrus in Suid-Afrika of ander lande kan wees, soos dieselfde vervolging van daai politici. Dis 'n goeie punt wat die sweep maak en ek wil graag uitwys dat dit presies na my tweede punt is dat indien so 'n president die regstelsel en die kiesstelsel is veronderstel om sulke mense nie in te stel nie. Die eerste vorm van aanspreeklikheid wat ons in 'n demokrasie het, is die mense wat ons self inkies. Ons is nie veronderstel om leiers in te kies wat nie geregtig is nie, of mense wat geneig gaan wees om sulke foute te maak nie. Ons moet op ons demokratiese proses vertrou om onstabiele of slegte presidente uit ons stelsel uit te haal. Ek wil verwys na die belangrike rol wat politieke leiers bemagtig en dat hulle 'n vorm van beskerming nodig het tydens hulle termyn of ten minste tydens die tydperk wat hulle as leiers dien, ter wille van die voordeel van die res van die land. Leiers word ingestem in hulle possing en politieke aanspreeklikheid geskied deur die burgers van die land, deur die burgers 'n geleentheid te gee om te stem vir diegene wat hulle glo geskik is om daardie land te lei. Dit is totaal onredelik om 'n persoon in te stem in 'n leierskapsposisie en om onmiddellik te dagvaar die oomblik wat hy sy voet tree in die parlement, veral as dit is vir klein optredes. Ek lees Samuel Isaacshoff se navorsingsartikel Die demokratiese aanspreeklikheid en die oppergesag van die reg in 15 Julie 2010, ek wil eers my bron noem. In 'n gesonde demokratiese proses moet die eerste lyn van verdediging teen leierskapsfoute die stembus en die parlementêre toesig wees. As die howe te vroeg ingryp om 'n verkose leier, ek gaan later by julle uitkom, om 'n verkose leier te verwyder, loop dit die gevaar in om die primêre meganisme wat demokratiese aanspreeklikheid toelaat te ontman. Soos die leier van die oppositie genoem het, kan daar ander politieke partye strafregtelike aanspreeklikheid gebruik as 'n wapen indien enige aanklaer en 'n sittende leier indien enige aanklaer 'n sittende leier kan dagvaar net gebaseer op enige fout, kan hulle die regstelsel gebruik om die uitslag van 'n verkiesing om te keer en om daardie mense ongeregtelik aan te kla. Die beskerming teen strafregtelike aanspreeklikheid dien as 'n skild teen politiese gemotiveerde regsaksies wat die demokrasie van 'n land kan ondermyn. Ek lees graag en ek verwys terug na wat die sweep van die oppositie genoem het in een van sy punte van inligting na 'n land wat 'n effektiewe demokratiese proses het, die Frankryk, en ek verwys graag na die Franse konstitusie, veral in artikel 76, die grondwetlike ontleding van presidensiële immuniteit, wat gewysig was in Februarie 2007, dat die president van die republiek geniet immuniteit gedurende sy termyn om te verseker dat die staatshoof nie verhinder word in die uitvoering van sy pligte deur regsaksies te voorspruit uit gewone reg nie. Alle vervolging of ondersoeke moet opgeskort word tot 1 maand na die beëindiging van sy amptetermyn.
Lede van die huis, die president het tog rolle wat hy moet vervul. En dit is belangrik vir hom om die geleentheid te kry om dit te doen. Hy gaan nie daardie geleentheid kan geniet wanneer hy permanent in die hof sit nie, wanneer hy permanent moet met ander mense se dagvaarding moet hanteer nie. Dit bring my na my slot. Aan die einde van hierdie debat staan ons voor 'n keuse tussen twee tipes geregtigheid. Die regering bied u 'n geregtigheid wat blind is. 'n Geregtigheid wat bereid is om die sosiale kontrak te verskeer en 'n land in chaos te dompel, solank die reëls op papier gevolg word. Maar die oppositie bied vir u 'n geregtigheid wat wys is. 'n Geregtigheid wat verstaan dat die beskerming van die staat, die stabiliteit van ons ekonomie en die wil van die kiesers die mure is wat hierdie staat konstant hou. Baie dankie. Ons gee nou geleentheid vir die hoofsweep van die regering om sy toespraak te lewer. Alle diere is gelyk, maar sommige diere is meer gelyk as ander. Of so waarsku George Orwell vir ons in sy boek Animal Farm. Maar vergewe my vandag as ek die woorde van meneer Orwell so bietjie betwis en stel dat alle landsburgers is gelyk, maar sommige is meer gelyk as ander. Of so is die leuns wat die oppositie vir julle vandag probeer voorthou. Madam Speaker, lede van die huis, dis glo ons span as die regering vandag vas, dat politieke leiers strafregtelik aanspreeklik gehou moet word, selfs al destabiliseer dit die politiese landskap. My rol as hoofsweep in hierdie debat is om finaal elke argument te meet aan die maatstaf van die oppergesag van die grondwet en of politieke leiers net soos gewone burgers verantwoordbaar gehou moet word volgens die riglyn. Ek gaan nou voort en versterk eers die regering se argumente in ons betoog, maar voor dit sal ek eers 'n punt neem. Madam Speaker, volgens die ekonomiese intelligensie eenheid het Frankryk 'n demokratiese indeks van 8/10 en Suid-Afrika 'n 7/10. As ons in ag neem die immuniteit wat geoffer word vir hulle politici, hoe dan is hulle demokrasie beter as ons in? Blinde hoenders pik ook raak opponent en ons kan nie direkte korrelasie sien tussen die verwantskap van die konstitusie van Frankryk en wel hierdie demokratiese indeks nie. Ons moet hierso kyk wel na die beginsel wat voorgestel word en daar is menigte faktore in Frankryk wat wel kan lei na hierdie en dis om die korrelasie direk te plaas aan hulle konstitusie sal bloot waansinnig wees. Ek versterk nou graag die regering se argumente. Ons eerste minister het bewys dat publieke vertroue bevorder word wanneer politici verantwoordbaar gehou word. Volgens die artikel Accountability, a Constitutional Imperative, gepubliseer op Sabinet African Journals, geskryf deur professor C. Thornhill, kenner van konstitusionele reg verbonde aan die Universiteit van Pretoria, dat verantwoordbaarheid van politieke amptdraers 'n inherente vereiste is vir 'n demokratiese en verantwoordelike regering. Dus wanneer politici bo die reg geplaas word, word die beginsel van 'n demokrasie aangevat en nie net die saak homself nie. Ek neem nou graag 'n punt. Madam Speaker, wanneer ons die regering strafregtelik aanspreeklik hou, word daar politieke onluste geraak, wat mense se lewens in gevaar sit. Wat maak die verantwoordbaarheidhouding van die politieke leiers meer belangrik as die lewens van die onskuldige mense wat ly onder politieke Dankie, ek verstaan die punt. Op daardie direkte punt glo ons nog steeds dat die president wat gestel word wanneer politieke amptdraers aksies bloot geïgnoreer word want alle posisie dieselfde gevaar vir die mensdom hou en ek sal later terugkom op die voorbeeld van Jacob Zuma wat die oppositie na die tafel gebring het en ek wys duidelik uit wanneer ek so doen. Tweedens het ons adjunk eerste minister bewys dat regstraftelikheid magsmisbruik in Suid-Afrika en ander lande kan help voorkom. Volgens die artikel Power Abuse and Accountability in African Politics, geskryf in 2024 deur Dr. Amino Okoye, in 'n navorser in Afrika politiek, dat die sigbare aanspreeklikheid van politici dien as afskrikmiddel wat die risiko van magsmisbruik beveg en politici aanvat wat die oppergesag van die wet oortree.
En laastens het ons lid van die regering bewys dat die grondwet die oppergesag van die wet is en dat niemand bo dit verhewe kan wees nie. En tweedens het hy bewys dat aanspreeklikheid die geldigheid van die Suid-Afrikaanse demokrasie, sowel as elke liewe demokrasie in die wêreld bevestig. Ek neem nou graag 'n punt. Madam Speaker, die hoofsweep van die regering, en ek dink dit was die adjunk eerste minister se argument ook gewees dat dit as 'n afskrikkingsmetode gebruik kan word, is totaal en al ongeldig. Ons is vandag in 'n land met ongelooflik baie korrupsie en ons politici mag strafregtelik aangespreek word. Hoekom het ons dan nog so baie korrupsie? Dit werk nie en dit veroorsaak onstabiliteit polities. Dankie opponent, maar ongelukkig in Suid-Afrika is dit 'n land waar magsposisies en politici baie keer die stelsel kan omsingel. Maar dit beteken nie in wesel dat die stelsel verkeerd is nie. Net omdat 'n stelsel omsingel kan word, beteken nie hy is verkeerd nie. Daarom selfs al ontstaan korrupsie verder, moet die beginsel van afskrikking nie geskraap word nie. En daarom glo ons steeds vas dat die afskrikkingsmiddel van die regstraflikheidsstelsel 'n geldige punt dra. Maar ek val nou graag eerder die opposisie se argumente aan in hul betoog. Eerstens redeneer die leier van die oppositie dat die strafreg as 'n wapen gebruik kan word deur politici. Maar waar hy egter heeltemal die plot mis, is dat die onafhanklikheid van die regsprekende gesag so ontwerp is om sulke misbruik te voorkom. Volgens regter Elmarie van der Schuyf, hy het in haar artikel Protecting the Rule of Law Through an Independent Judiciary System, gepubliseer op die Noordwes Universiteit se fakulteit van reg se webtuiste, dat die strafarm van die gereg so ontwikkel is om onafhanklik te funksioneer en so dus gelyke aanspreeklikheid te bevorder en nie as 'n wapen gebruik kan word deur politici in magsposisies. Tweedens meen hulle dat politieke leiers eers uit hulle posisies gehaal moet word en dan verantwoordbaar gehou moet word. Maar weer eens wil ek die voorbeeld van Jacob Zuma gebruik, wat die oppositie eerste na die gesprek gebring het. En vir julle stel dat Jacob Zuma eers verantwoordbaar gehou was vir sy aksies na sy termyn. Maar steeds het die wêreld politiese onrus en gewelddadige aksies, of die grootste na apartheid, soos is die adjunkleier van die oppositie gesê het, gesien het. Dus, net omdat 'n amptenaar nie meer in sy posisie is, word politiese stabiliteit glad nie gewaarborg nie en inteendeel kan dit selfs erger word. Daarom glo ons dat hierdie punt ongeldig is en geen bewyse het nie. En laastens het hulle geargumenteer dat die onrus wat die vervolging van politici veroorsaak swaarder weeg as die soeke na aanspreeklikheid. Maar ons sien nog steeds nie hoe die presedent wat gestel word nie net so gevaarlik is nie. En verder dat dit selfs al kies die burgers politici, is dit nie 'n waarborg vir aanspreeklikheid nie, soos die gesegde lui. Mag korrupteer, absolute mag korrupteer absoluut. En daarom glo ons dat selfs al kies die burgers hulle, is dit nie 'n waarborg vir aanspreeklikheid en dus kan daai feit nie gesien word as 'n verdediging vir aanspreeklikheid nie. Maar ek sluit af. Terwyl die onmiddellike prik van 'n inentingsnaald in die bout dalk baie seer lyk, sal die virus uiteindelik uitgeroei word. Net so sal die strafregtelikheid van politieke leiers dalk lei na tydelike onrus en onstabiliteit. Maar die virus van magsmisbruik sal uiteindelik uitgewis word. Baie dankie, ons gee nou geleentheid vir die hoofsweep van die oppositie vir sy toespraak. Madam Speaker, lede van die huis, alhoewel ons die beginsel van aanspreeklikheid sterk ondersteun, argumenteer ons dat dit nie roekeloos of sonder oorweging
van die breër staatsbelang toegepas moet word nie. Demokrasie en regstaatlike instellings is nie volmaak nie, maar dit bly die beste beskerming teen magsmisbruik en absolute anargie. Soos Nelson Mandela dit beklemtoon het, die ware toets van ons toewyding aan demokrasie is nie hoe ons met ons vriende verskil nie, maar hoe ons met ons teenstanders verskil. Hierdie beginsel beklemtoon dat ons selfs in konflik, stabiliteit en institusionele respek moet bewaar. In 'n funksionerende demokrasie moet daar 'n duidelike onderskeid bestaan tussen politieke en strafregtelike aanspreeklikheid. Waar politieke leiers wanbestuur of verlies aan vertroue toon, bestaan daar reeds demokratiese meganismes, soos 'n mosie van wantroue, om hulle uit hul posisie te verwyder. Dan kan hulle strafregtelik aanspreeklik gehou word. Ek neem gerus die punt. Madam Speaker, die oppositie wil vandag van ons voorhou dat die mosie van wantroue gebruik moet word om eers die politici te verwyder. Maar hierdie mosie van wantroue is reeds in werking en dit word nie gebruik nie. Moet ons nie daarom juist strafregtelik optree teenoor hierdie politici nie? Madam Speaker, mosies van wantroue word baie algemeen gebruik. Ek het nie op die oomblik 'n bron om dit te bevestig nie, maar dit word regtig baie algemeen gebruik en ons stel voor dat dit gebruik moet word in spesifieke korrelasie met strafregtelike strawwe. So iemand moet deur 'n mosie van wantroue uit die parlement gehaal word en dan strafregtelik vervolg word. Dan kry 'n mens nog steeds jou verantwoordbaarheid sonder enige van die politieke onstabiliteit wat daarmee saamkom. Madam Speaker, ons as oppositie het deur die loop van die debat bewys dat die bedreiging van politieke leiers as stramtou danser ongelooflike groot gevare inhou. Nie net as gevolg van die destabilisasie wat dit in ons politieke landskap gaan veroorsaak nie, maar ook as gevolg van die politieke misbruik wat dit mag veroorsaak, soos wat ons leier van die oppositie baie duidelik uitgewys het. Ons staan dus nie aanspreeklikheid teen nie, maar die onverantwoordelike gebruik daarvan. Punt van inligting. Ek neem later 'n punt. Ek gaan nou die ontleding van die begrippe in die mosie hanteer, waarna ek die argumente van die regering teen ons eie sal opweeg en dan sal afsluit. Oor die ontleding van die begrippe in die mosie het ons vroeg konsensus bereik. Die hoofsweep het egter 'n PVI gevra daaroor dat ons grootendeels op Suid-Afrika moet fokus. Ons het hiermee ingestem, maar maak steeds spasie vir insette of voorbeelde op 'n internasionale vlak, aangesien die mosie nie spesifieke grense aan hierdie debat stel nie. Ek neem die punt. Madam Speaker, die oppositie wil graag internasionaal kyk en ek wil dan vra, as ons voormalige president Jacob Zuma nie aanspreeklik gehou het nie weens die vrees vir destabilisasie, watter boodskap sou dit gestuur het aan die res van die wêreld oor die integriteit van ons howe en trias politica? Sou dit nie ons vandag 'n Pisang Republiek gemaak het waar die magtiges bo die wet verhewe is nie? Madam Speaker, ek dink daar's 'n bietjie van 'n misverstand aan die kant van die regering. Dit lyk nie vir my of hulle agterkom dat ons baie vir aanspreeklikheid is nie, maar dit moet op die regte manier toegepas word, anders veroorsaak dit die dood van 77 mense, soos wat ek later ook sal uitwys, en dit sou ek nie sê is 'n baie goeie voorbeeld vir die internasionale versameling van lande oor hoe om politieke leiers aanspreeklik te hou. Dit bring my dan by die hantering van die argumente op die tafel. Oor die punt van publieke vertroue wat die eerste minister van die regering op die tafel gesit het, sit ons tans in 'n situasie met die leier van die EFF wat besig is om strafregtelik vervolg te word, en daar word baie gesê dat ons op die nipper van grootskaalse onstabiliteit staan as gevolg daarvan. Op die BBC artikel van 10 Julie, en hier is my bron vir die 77 dood, 2022 met die naam Durban Riots, South Africa still bears the scars, 1 year on, word daar gewys dat daar in die Durban oproerings 77 mense dood is. Die oproerings was as gevolg van die strafregtelike vervolging van nou oud-president Jacob Zuma. Hierdie artikel is beskikbaar op die webtuiste bbc.com. Die regering stel politieke stabiliteit dis bo die veiligheid van die lewens van Suid-Afrikaanse burgers. Hierdie bron ondersteun die argument van ons lid van die oppositie dat dit belangriker is om 'n stabiele regering te hê as wat dit is om 'n onstabiele regering te hê
omdat ons 'n klomp soetseentjies wil hê. Ek neem die punt. Madam Speaker, daar was 8 mosies van wantroue president Jacob Zuma, waarvan nie een ingestem was nie. En ek vra dus vir die hoofsweep van die oppositie, of hy dus dan nie glo dat dit inherente bewyse is van die oneffektiwiteit van 'n mosie van wantroue om politici wel verantwoordbaar te hou. Madam Speaker, oud eerste minister van die Verenigde Koninkryk het gesê dat demokrasie die slegste vorm van regering is, behalwe vir al die ander wat bestaan. Dit is 'n baie duidelike voorbeeld daarvan. Dit is een van die nadele van demokrasie. Daar word gestem daarvoor. Anders sou ons in 'n diktatorskap gelewe het, as 'n mens kon besluit wie president is en wie nie, sonder om die stemme van die burgers in ag te neem, of in hierdie geval die stemme van die lede van parlement. Verder beskik Suid-Afrika oor 'n openbare beskermer. Op die webtuiste van die openbare beskermer, pprotect.org, wat in 2026 opgedateer is, lees ons dat die openbare beskermer as 'n hoogste administratiewe toesighoudende liggaam die mag het om ongepaste gedrag in alle staatsake te ondersoek, daaroor verslag te doen en reg te stel sonder om noodwendig strafregtelik op te tree of sodoende politieke onstabiliteit te veroorsaak. Madam Speaker, ek sluit af. Martin Luther King Jr. stel dit baie mooi wanneer hy sê, onreg op een plek is 'n bedreiging vir geregtigheid oral. Ons staan vas agter die ideologie van geregtigheid en waarvoor dit staan, soos wat dit in hierdie aanhaling saamgevat word. Maar dit beteken nie dat ons dit op so 'n wyse moet doen dat dit politieke onstabiliteit veroorsaak nie. Want net soos geregtigheid is onstabiliteit op een plek 'n bedreiging vir onstabiliteit oral. Hoor. Dis dan die einde van die finale debat. Ek dink ons kan vir hulle nog 'n lekker hande klap gee. Dames en here, is dan nou my voorreg om die uitvoerende hoof van AfriForum, Kali Kriel, aan die woord te stel. Dan sê baie dankie Nantes, kon jy nie net bietjie tyd laat verbygaan nie, want die mense het nou gesien hoe hierdie jongmans praat, nou moet ek praat, jy weet, so. Maar dit is my voorreg om met almal van julle te praat, dit is 'n voorreg om hierdie podium met julle te deel. Ek is nou nie so goed soos julle nie, maar ek sal ten minste probeer. Baie welkom ook aan die ander deelnemers wat hier is, ouers wat hier is. Julle het seker meisies ook, meisies wat hier is, niemand nie, sies tog. Ons sal vir julle plan moet maak hier in Pretoria. Verloofde. Wow, daar sy, mooi. Nou ja, daar is nou ongelukkig nie 'n plek op die tabel waar jy punte kan gee vir 'n verloving nie, maar anders sou jy 10 uit 10 gekry het. Jy regtig verloof? Ja. Wel, okay, dit het uitgelek, so wie dit ook al is, verwag iets môre. So. Hoor julle nee, baie dankie. Die rede hoekom AfriForum hierby betrokke is en vir ons 'n voorreg is om hierby betrokke te wees, is omdat ons glo in die toekoms. Ons wil 'n toekoms bou saam met die breër solidariteit beweging en om 'n toekoms te bou vir julle toekomstige verloofdes en julle kinders wat kom en julle eers vrouens, dan kinders wat kom. Dis nie so maklik nie, né? Dit is 'n uitdaging. Maar in die geskiedenis wys, veral vir ons Afrikaners, maar ook die Afrikaanssprekendes wat deur baie uitdagings gaan, maar daar's altyd mense wat met vindingryke idees vorendag kom. Dit beteken nie ons is perfek nie. Niemand is perfek nie. Net my vrou is perfek, maar die res van ons maak almal foute. So jy hoef nie perfek te wees om 'n toekoms te bou nie, jy moet net 'n roeping hê. En as jy 'n roeping het om 'n toekoms te bou, dan kry jy die situasie waar mense met foute in baie moeilike omstandighede buitengewone goed kan regkry.
En waar pas hierdie kompetisie in? As ons sê ons wil 'n toekoms bou, dan moet jy sê goed, wat is die voorwaardes van voortbestaan? Wat moet ons hê? Ons moet goeie onderriginstellings hê. En dis wat AfriForum ons beklei. Ons is nie regtig bekleierige mense nie, ons is baie liefdevol, maar party goed is die moeite werd om voor te beklei. So jy probeer veg teen onreg. Veg teen ouens wat vuurwapens in die lug inskiet en ander mense kan seermaak. En 'n klomp dinge, maar dit is belangriker om ook te bou. Dan moet jy universiteite bou, skole bou, jy moet buurtwagte tot stand bring om veiligheid te help verseker. Jy moet buurtspanne hê om te sorg dat ons nie in haglike omstandighede bly nie, wat slaggate kan regmaak en so meer. En dis regtig so bevrydend om te weet dat ons toekoms lê nie in die hande van die politici nie. Ons nee, hulle is daarom nie regtig politici nie, maar natuurlik het die politici 'n impak op wat gebeur en ons moet dit probeer beïnvloed. Maar die Here het ons vir ons hande verstand en 'n roeping gegee om dinge self te kan doen. En dan kom ek nou, ek het net nog gesê waar pas die kompetisie en raak ek nou 'n bietjie meegevoer. Ons moet ook 'n belangrike voorwaarde vir voortbestaan is dat ons onsself moet kan handhaaf. Met selfvertroue moet kan handhaaf. Want as jy dit nie kan doen nie, dan gaan die gety van die geskiedenis bo oor ons loop. Dit beteken nie ons moet arrogant wees nie. Dit beteken nie ons moet aggressief wees nie. Maar met goed beredeneerde selfvertroue dink ek kan ons baie ver kom. Nou is die vraag, hoekom sal een span nou so onregverdige ding moet probeer verdedig? Jy word nou hier in die kompetisie gesit, jy kies nie wat jou argument moet wees nie. Jy moet selfs baie keer nou argumenteer teen iets wat jy nie regtig in glo nie. Maar ek dink om jouself te handhaaf in die lewe is dit belangrik. Ek hoop tog nie eendag mense begin nou argumenteer vir goed in die regte lewe waarin jy nie glo nie, want dit sal beginselloos wees. Maar in hierdie omstandighede is dit altyd goed om wanneer jy in 'n debat ingaan om te weet wat is jou opponent se argumente. Hulle het vir Winston Churchill gevra, hoekom het hy geweet dat Hitler nie sou toegee nie, terwyl sy voorganger gedink het dit kan wel gebeur. En hy het toe gesê, ek het gelees wat Hitler skryf en ek het geglo wat hy sê. En daarom ook, wanneer ons kyk in die politieke omgewing, gaan lees die dokumente van revolusionêre mense, dat jy weet wat hulle dink, dat jy weet wat hulle argumente is. En as jy weet wat hulle argumente is, dan sal jy dit ten beste kan antwoord. En ek dink dis ook die waarde hier, want dit dwing jou eintlik as jy by 'n tema moet praat waar nie mense nie saamstem nie, dat jy eintlik moet dink, hoe sou iemand dink wat hierdie saak ondersteun? En as jy daai kuns bemeester het, dan kan jy jou goeie argumente of jou argumente vir die regte saak, kan jy daarteen aanwend. Goed, ek is nou, julle moet julle potlode neersit net, nou dink ek julle gee vir my op punte, en dit is nie goed nie. Baie dankie vir almal wat hier is, julle gaan nog lekker kuier, en ek moet nou verder gaan tel. Het julle klaar my vorm weggevat? Hulle het seker gesien ek moet nie tel nie, toe vat hulle hom sommer net so, baie dankie. Baie dankie Callie. Ek dink as ek julle kan raad gee ook, is julle vir oom Callie vir julle. As julle hom op TV kan sien in 'n debat of in 'n radio-onderhoud, dink ek die grootste frustrasie vir die mense wat saam met hom in 'n debat is die kalmte waarmee hy dit hanteer. En dit frustreer die ander ouens gewoonlik verskriklik baie. Nee, Callie, baie dankie, ons waardeer jou. Ons gaan nou die vra dat die spanne kan mag gaan sit. Ek hoor hulle praat van die blou tonge en die blou tongetjies. Ek weet nou nie waar kom dit vandaan nie. Maar
terwyl hulle plekke inneem, gaan ons 'n video kyk van een van die borge Netwerk 24 en dan gaan ons aan met die program. Ma? Oom, Tannie? Is gaaf om jou weer te sien, Sheila. Dis Chantal oom. Chantal, jammer hoor jy. Pa, ma, ons het net vinnig kom inloer met 'n groot nes. Ag nee, my magtig. Jy kon ook nie eers wag om te trou nie, Hoe ver is jy al? 8, 9, 10 maande? Ja, Chantal, jy sal trou. Jy sal doop, jy sal borsvoed. Ma? Ja, jy's gif man. Ma? Jy's saf man. Ma? Wat? Ons is nie swanger nie. Nou, wat is die groot nuus? Ons het vir julle 'n Netwerk 24 subskripsie gekry. Gedink julle sal akkurate nuus waardeer. Kom ons sit so dan ons gaan nou die ete is reg, so kom ons sit so dan sluit ons die oë. Vader, is met dankbaarheid, Here, wat ons gaan aansit vir ete, Here. Ons is dankbaar dat ons die voorreg het om dit te kan doen, Here, want daar is soveel mense wat vanaand dalk nie 'n bord kos voor hulle het nie. En ons daarvoor wil ons vir U dankie sê dat ons vanaand kan eet, Here. Ons bid dat U ons liggame daardeur sal versterk, Here, en dat U ons sal kom voed met die brood van die ewige lewe. In Jesus se naam, amen. Goeienaand aan almal. Vanaand is 'n baie spesiale aand. Eintlik is hierdie hele jaar 'n spesiale jaar want ons vier die 10de jaar van Dink of Sink se bestaanjaar. Nou woorde het die krag om wêrelde te bou of te breek, maar by AfriForum het ons nogal 'n baie groot boufokus en Kali het ook vanaand vroeër daaraan geraak. Dit is vir ons belangrik om aan ons toekoms te bou, aan ons land te bou, maar ook aan ons jong mense te bou. En met universiteite Dink of Sink, bou ons nie net ons jeugse vaardighede nie, maar hulle kry ook die geleentheid om krities te dink oor belangrike dinge wat binne in die land, maar ook internasionaal plaasvind. En dan daar te gesels en te praat oor hoe dit ons beïnvloed of dan nou nie beïnvloed nie. Soos ek reeds genoem het, vier ons vanaand die 10de jaar van Dink of Sink Universiteit se bestaanjaar. 'n Dekade waar ingeligte denke nie net aangemoedig is nie, maar waar dit 'n vereiste is. Destyds het AfriForum hulle pad oop gesien om debat in Afrikaans te bevorder op laerskoolvlak, op hoërskoolvlak en op universiteitsvlak. En hierdie kompetisie het gegroei tot 'n platform waar jong mense leer om nie net te praat nie, maar om met mekaar te redeneer, mekaar te bevraagteken en dan ook ten einde beter te verstaan. Die betrokkenheid van universiteitsgemeenskappe en veral studentestrukture en debatstrukture soos Agenda, wat 'n debatsvereniging van die Universiteit van Pretoria was, het ons gehelp destyds om diep spore te trap in universiteite Dink of Sink om die kompetisie te vorm tot dit wat dit vandag is. 'n Ruimte waar argumente geslyp word en waar uitnemendheid nie net toevallig is nie, maar doelbewus nagejaag word. 10 jaar later sien ons die impak. Nie net het ons beter sprekers nie, maar ook dieper denkers en uitnemende jong mense wat hul bydra ywerig in ons land maak. Mense wat nie bang is vir ingewikkelde konsepte of idees nie en wat weet dat ware debat nie gaan oor wen nie, maar oor die waarheid en wat die regte ding is om te doen. Soos ons vorentoe kyk, bly ons uitdagings dieselfde. Ons sal altyd aanhou vra. Ons moet ook altyd aanhou luister. En dan moet ons altyd poog om beter te praat en te dink as gister. Lig asseblief julle glasie saam met my vir 'n heildronk op 10 jaar van Dink of Sink. En mag ons altyd kies om flink te dink en ingelig te praat op Dink of Sink. Op 10 jaar. En dan het ons
ek en Nicoline wou baie graag 'n koek gehad het want saam met 'n feesviering moet daar altyd 'n koek en kersies wees. So in die doodsnikke van vanmiddag is daar 'n koek aan mekaar geslaan en 10 kersies gekry en die koek is sommer in 'n vorm van 'n 10. So ons gaan hom daar agter aansteek en ons kan nou ongelukkig nie lekker verjaar sing nie, maar julle is welkom om elkeen vir julle 'n stukkie van ons koek te kom haal en net lekker verder saam met ons te kuier en hierdie dekade te vier. Daar sê baie dankie Karin. Daar sê, nou is ons daar. Nou is ons daar. Ek wil eers begin met die bedankings. Eerstens voordat ek by die lys kom, wil ek vir al die spanne wat hier was die afgelope naweek, baie dankie vir julle. Dankie dat julle, ek het nou gedink, hoe oor 'n lang naweek, toe hoor ek julle die lang naweek gekies. So, as ek dit reg verstaan, dis nou amper soos die Vrystaatse rugbyspan, of die Bloubulle. As hulle Bloemfontein toe gaan, dan bly hulle by hulle ouers. So ek neem aan, dit is so gereël, dat die ouers wat van ver af kom, ook by hulle ouers bly, ek weet nie. Dis maar 'n afleiding wat ek maak. So, maar baie dankie, dat julle julle tyd opgeoffer het om hier te wees, en die naweek te kom deel. Ek was gister so 'n bietjie hier gewees, en dit was nogal heel feestelik gewees, het lyk of almal dit geniet het. Dan vir die ouers wat ingeskakel is op AfriForum TV ook, en die ouers wat hier is dalk vanaand, vir julle baie dankie. Ek dink dis een van die groot goeders is dat maak nie saak hoe oud ons kinders is nie. En ek sê dit baie vir ouers as ek met ouers praat ook. As jy langs 'n sportveld is of as jou kind op die verhoog is wat koor sing of debat of wat ook al en dit gaan met hulle nie lekker nie, wil hulle net opkyk en sien my pa en my ma's daar. So dankie vir elke ouer ook wat hulle kinders ondersteun, die moeite gedoen het om hier te wees ook en die wat ingeskakel is, dankie vir julle. En ek wil namens julle kinders vir julle dankie sê. Ek dink nie dit is iets wat 'n mens sommer net as vanselfsprekend kan aanvaar nie. Dan ons borge, Werter en Spies ingelyf, die borg van die prys vir die beste spreker en die beste navorsing. AfriForum Jeug vir die herlaaistasie. Hulle sal weet wat is die herlaaistasie, ek het gister ook daar 'n draai gemaak. En die borg van die Wooden Bell prys. AfriForum TV vir die stromingsdiens van vanaand wat dit lewendig uitgesaai het, die klank en beligting. Op die tafel sal julle sien is daar so 'n kaartjie met 'n QR-kode. Doen dit gerus, sluit aan by AfriForum TV, dis gratis, daar's verskriklike oulike programme op en spesifiek ook vir as jy klein kindertjies in die huis het, daar's regtig oulike kinderprogramme op wat die moeite werd is vir die kinders om te kyk. En natuurlik is daar sport, ek weet die afgelope tyd is Super 12 skole is uitgesaai, so daar's regtig goeie kykstof wat dit dan betref en natuurlik verskeie ander programme. Dan AROS vir die fasiliteite en die pypdiens wat hier ontvang is van die AROS personeel en die gebruik van hulle fasiliteite, ons waardeer dit, en Netwerk 24 ook vir hulle aandeel in hierdie aand. Dan, ek gaan vra dat Callie vir my vorentoe kom. En ja. Ja. En dan gaan ek vir Rigal vra om vir my ook na vorentoe te kom van Werter Spies. Goed. Die eerste prys wat ons gaan oorhandig vanaand is die wat deur Werter Spies geskenk is vir die beste spreker en beste navorsing. Die beste spreker vir die afgelope 2 dae is Hector Ferreira. Was hy baie geluk. Dan dankie
Dan die tweede prys vir die beste retoriek. Ekskuus, ek moet nou eers kyk waar is navorsing op die lys. Ekskuus. Beste navorsing, Brenton Eastes. Brenton is van Akademia 2. Ek het hom nou misgelees, my vrou gaan sê dit is 'n mansprobleem, ons kyk maar ons sien niks. Dan dankie Richel, waardeer. Dan beste retoriek. Kyk. Van UPDV1 Anje van Jaarsveld. Dat is eigenlijk sinds. Ek gaan dan vra dat Hanno van Afriforum Jeug vir my na vorentoe kom. Die Wooden Bell prys is hierdie prys word gegee vir die persoon wat uitgestaan het vir die beoordelaars tydens die Eiden-rond is. Die wenner van die Wooden Bell prys 2026, Adrianel Dagbreek 2. Okay, blykbaar moet die wenners nog 'n bietjie langer wag want ons gaan gou kersies aansteek. Kan ek vra dat Karin en Nicolien vir my ook asseblief saam met Callie hier voorkom staan. En dan die twee spanne Dagbreek 1 en Dagbreek 2 dat julle sommer na vorentoe kom en ja, toe kom ons kyk wat gebeur. Dames en here, kom ons gee vir hierdie manne nog 'n lekker hande klap. Ek wil dan ook dit nog 'n bietjie uittrek. Vir Karin en Nicolien, dankie vir julle al julle reëlings en dat dit so mooi aand is. Gistermiddag toe ek hier instap, toe die tafels al klaar gedek en alles. So baie dankie vir julle moeite en die tyd en alles wat julle hiermee insit. Daar sê, hier sit nou. Hier sit nou. Dames en here, die wenners, Dink of Sink Universiteite 2026. Die klein blou tonge. Dagbreek 2.
Kali. Baie dankie. Daar's 'n hele die twee spanne moet net vir my agterbly vir foto's. En dan ja, ek weet nou nie of die rolle in die koshuis gaan verander en of dit dieselfde gaan bly nie. So laat weet maar. En dames en here, baie dankie dat u vanaand hier was. Ry asseblief veilig terug. Daar is nog koffie, daar's koek daar agter. Kuier nog lekker saam, maar wees veilig gedurende die res van die lang naweek.